Welkom terug by die groot ontbyt. Rowan Ash kuier volgende by ons en dit is 'n heerlike bederf en hy is Vrydag aand. Groot konsert in Johannesburg, soos jy Gauteng is, kan jy gaan kyk ook. Goeiemôre. Goeiemôre, is lekker om weer te wees. Heerlik om jou hier te hê en voordat ons oor jou praat en met jou musiek spog, wil ek net gou praat oor jou vrou, wat onlangs al 100 kilometer gehardloop het. Vertel dit gou. Ja, ek was dis nogals indrukwekkend. Vertel dit gou vir ons daaroor. Jennifer, ek is trots op haar. Weet jy, Zonika, mense sien altyd net die Facebook post, maar mense sien nie altyd die werk agter die skerms nie. So Zonika het 100 kilometer gedoen met die matresies. En dis trail, so was agter in George se berge, so dis beautiful, maar ek is so trots op haar, so hard gewerk. So ja, 100 kilometer in die sakkie. Dis spectacular. Ja. Jy weet wat sy kan regkry. Jy weet as sy haar kop op die ding sit en sy doen dit, jy's nie moeilikheid met haar. Daar's nêrens wat jy kan wegkry as sy eers 'n ding in haar kop het. Gaan Jy is jy 100% reg, hè? Ja. Ja. Absoluut. Maar die laaste keer wat jy was, het ons met jou gepraat oor Thieves, die nuwe album. Hoe was die ontvang geweest? Weet jy, ongelooflik. Ek dink die mooiste ding van dit alles is net met wat se intensie agter dit was. Dit was net met 'n opregte hart geskryf en ja, ek dink dit is baie mooi mooi ontvang. Ja, ek is baie dankbaar vir dit. Ek het nou die dag toe terugkom van vakansie af, het ons seker vir 'n uur lank 'n Rowan Ash sessie in die kar gehad. Wat ek vir die ouens die tunes speel, dan gaan hulle, wat is amazing song. En ek, ja. Dit was nogal lekker geweest om 'n bietjie so met ander mense te brag oor jou en sê dis ons Suid-Afrikaanse kunstenaar. Maar is jy nog 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar of is jy Amerikaanse Suid-Afrikaanse? Ek is deur mekaar. Nee, ek is volbloed Suid-Afrikaans. Ja, ek is definitief ek en my vroutjie is nou 'n bietjie meer gevestig in George. Ja. En ek pendel nou maar waar ek moet wees, ja. So ek gaan maar waantoe hierdie musiek my lei. Gee dit vir jou ander geleenthede wat mense wat sê net maar settled is in Suid-Afrika dalk nie het nie. Want ek sit en dink as jy van die States af hiernatoe kom, gee dit jou die kans om op jou eie dan te sê ek gaan vir 'n meer intieme gehoor op 'n kleiner plekkie my eie ding doen saam met ander kunstenaars wat ek nie noodwendig hoef te doen want my promotor wil dit hê nie. Weet jy, definitief. En ek voel sosiale media maak dit nou so maklik. Jy kan enige plek in die wêreld kan jy die paar Suid-Afrikaners of iets almal op een plekkie kry. So jy kan in Nederland gespeel, in Europa, Australië, Amerika. So ek dink sosiale media het nou nogal baie gehelp om al die Suid-Afrikaners hierso geleenthede oor see te gee. So ek voel die wêreld het baie kleiner geword. Yes. So ek voel jy kan amper op enige plek gebaseer wees en nog steeds internasionale werk doen. Ek gaan nou weer teruggaan na jou familie toe, want ek dink daai ondersteuningsnetwerk wat jy dan kry van jou gesin om die vryheid te kan hê, om te kan gaan, om te kan pendel, om jou droom ook uit te leef. Hoe wonderlik is dit nie? Weet jy, dis ongelooflik en ek dink ook mense romantiseer partykeer industrie en jy weet nie altyd wat agter die skerms aan die gang is nie, maar soos ek en Zon en ons 2 honde. So ek was baie bevoorreg geweest om om Zon te hê, om saam met my die droom te lewe en die droom te droom. Maar dit is ook vir my lekker om te sien hoe sy 100 kilometer kan gaan doen en sy ook net weer net haar drome kan jaag en ek voel dis 'n mooi gebalanseerde huwelik wat ek baie dankbaar is vir. Ek hou daarvan dat jy sê mense sien nie altyd die realiteit agter die skerms nie. Mense dink, mense weet wat 'n industrie is en jy sien die glits en jy sien die persoon op die kassie of jy weet op die verhoog, maar die hard werk agter die skerms mis ons baie keer. Ons besef nie die ure op die pad, die ure van die huis af, die ure deernag skryf nie. Daar's soveel meer aan 'n industrie as net om vir Rowan Ash op 'n verhoog te sien. Dit is waar, maar ek moet ook sê dat daar is as ek op 'n verhoog stap en daar is net iets wat jy kry wat jy nie noodwendig altyd sal kry nie. So daar's 'n groot reward om in die kunste te wees want jy create ietsie en jy weet nie noodwendig hoe dit ontvang gaan word nie. So jy hoop altyd mense gaan net inkoop en saam met jou die joy ervaar van wat jy in gedagte gehad het toe jy die musiek geskryf het. So daar's definitief as jy 'n opregte handeklap kry van 'n gehoor af of iets, ek weet nie, daar's nogals iets spesiaal wat gebeur. Eerlikheid en opregtheid. Jy verwys ook baie daarna aan die manier wat jy honest lyrics. Jy skryf eerlike lirieke en eerlike temas. Dis op die einde is dit die wortel van alles. Dit is. Ja, maar die ding is ons is ook mense. So
ek voel ons het so baie emosies. Ek kan so baie grappe maak, dad jokes maak saam met Zonika. So ek kan nogal simpel wees ook, maar dan partykeer vertoon my musiek nogals baie bietjie hoe kan ek sê bietjie swaarder, Heavy, maar ja. heavy, ja, maar asof ek die hele tyd diep dink, maar ek doen nie. Dit is nie altyd so diep soos wat dinge lyk nie. Ja. So ek kan ook lekker simpel wees partykeer. Jy was onlangs in Nederland en Switserland. Vertel ons van daai toer. Ag, yesterday, dit was ek en Bartloo het saam in Switserland gespeel, dis Demi se man. En dis 'n fees in 2019 het ek by die CMA fees in Nashville gespeel. En ek het daar mense ontmoet van Engeland af wat hierdie Buckle and Boots fees aan mekaar sit in Engeland en Switserland en nou Duitsland ook. Wow. En toe het hulle my genooi en toe vlieg ons oor en ons speel toe net hierdie ongelooflike fees en toe van daar af toe vlieg ons Nederland toe speel ek en Demi daar by die Haarlem Rugby Club en yes, dit was net so spesiaal geweest. My beste vriend David Jager bly ook daar, so toe kon ek hom ook daarom sien. En julle was in die studio gewees. Ja, yes. So ons was in Wisseloord Studios en dis waar Def Leppard opgeneem het en die Rolling Stones en Sting. Wow. En hy werk daar so, sy betaling is hy kry partykeer die studio verniet. So toe kon ek daarom so 'n bietjie ingaan en van Dawie se harde werk bietjie ja, myself bederf. Hoorie, so ons het gepraat van shows hou in die buiteland dis. Môre aand hou jy nogal 'n redelike konsert. Yes, Roy. Ek sien so baie uit. Theatre of Marcellus, Empress Palace. Ek het laas gespeel, ek dink was 2019, 2020 en ja, dit is 'n beautiful theater en ek het 'n ongelooflike span. Floors speel gitaar. Wow, so dis 'n proper band. Ja, Floors en Jasper, Rian Diedericks en Marie Louise op die cello, so dit gaan 'n beautiful aand wees. Hoorie, wat gaan jy net vir ons sing? Ek bring nou binnekort 'n nuwe liedjie uit. Hy's ook op die Thieves album. Ja. Die liedjie se naam is Still Know How to Love You en dit gaan maar net oor as die liefde om te vermy dat die liefde koud word selfs al is julle lank by mekaar. Ja, sy mense altyd ding warm. Hoorie so, mense kan hulle kaartjies koop vir môre aand se show by Blue Blood Tickets, BLU, nie E by nie, Blue Blood Tickets .com. Tema van die show is daar. Tema van die show is soos jy nou genoem het, dit is maar net 'n journey van al my musiek, van my gunsteling covers en dan natuurlik net 'n mooi ek probeer elke keer dinge net so 'n bietjie anders doen op die live shows. So ek dink jy sal van die bekende songs net op 'n nuwe maniere hoor. Lekker. Nice. Baie dankie vir die lekker kuier, break a leg vir môre en ons sien uit na die song net nou. Waardeer dit, dankie. Bly skakel, ons is nou weer terug en jy wil nie vir Rowan Ash live mis nie.